Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Ernest, oor na jou. Goeiemôre. Hoe is hy oor na jou? Oor na my. Oor. Ja, Luister, oor. Ek gehoor wat ek afgesien het. Oor na. 2 oortjies, 1 mondjie. Meer luister. In elk geval, so laasweek het ons bietjie gepraat oor om 'n aftreeplan te hê. Daai aftreeplan het niks uit te waai gehad met beleggings nie, maar ek sal net bietjie daar vinnig recap voor ons in vandag se topik ingaan. Vandag se topik is om jouself emosioneel gereed te kry vir aftrede. Ek dink dit is 'n deel wat baie min aandag kry in die finansiële wêreld of in die aftreebesluite. Maar voor dit wil ek net gou vinnig vir julle vertel van hierdie 3 ooms. Is 3 ou oomies. Afgetrede oomies. Okay. 80-plussers. En hulle sit daar so op die stoep van Huis vir Lepte Lelie. Dit is en hulle bekla hulle lot daar so, hulle is nie gelukkig. Hulle het gemoedsbekakking. Yes, eintlik relatief letterlik. Die eerste oomie begin te moan en hy sê, kerels, as ek net weer 1 pie soos in die ou dae kon gehad het. Yes, dit is nou knyp en druk en brand dit en daar en dit het vir 4 druppels. As ek net weer soos in die ou dae kon en dit hou net aandruk. Ja, tot my drup op ek het nou net aan daai groot mens doeke gedink. Toe net hoor jy dit sê. Ja, maar jy was so ouer ons word, hoe meer van jou pie bly in jou broek hoor. Ja, hy drup op sy lekkerste net na hom teruggesit het. Van die punt af. Ja. Die tweede oom sê, yes man, as ek net weer 'n molshoop kon los op die toilet soos toe ek nog in my 20's was. Ek sit op die toilet en ek sweet en ek werk en dit vat lank. En as ek na die tyd kyk, lyk dit of daar 'n jokkie sy ding gedoen het in die toilet. Dit voel net nie meer werk soos in die ou dae nie. Die derde oom sê, nee boy, ek moet vir julle sê, 5:00 in die oggend kry ek my oggendpie. Dit is soos 'n rivier, dit loop, dit is goed. Hy sê 6:00 in die oggend, dan kry ek my nommer 2, nie te hard nie, nie te sag nie, lag 3 kilogram. Geen probleem. Relevant kwaliteit. Hulle sê nou, maar waaroor kla jy dan? Hy sê, want ek word gewoonlik eers 7:00 wakker. Ja. Nou in elk geval. Dis ook die realiteit dit is. So ek het goeie nuus en ek het slegte nuus vanoggend. Die slegte nuus is
Maak nie saak wat se een van hierdie 3 eendag gaan wees nie, ek kan niks daaraan doen nie. Ek kan jou nie help nie. Die goeie nuus is meeste van die ander goeters, die finansiële goeters en die reg word vir aftrede, daarmee kan ek bystaan en 'n bietjie insig deel. Nou, ek wil vanoggend, wel kom ek recap dan nou net eers gou vinnig voor ons begin oor die emosionele gereed word vir aftrede topic. Recap so vinnig oor laasweek. So laasweek het ons gepraat dat jy moet 'n aftreeplan hê. Jy moet nou al, maak nie saak hoe oud jy nou of hoe ver jy van aftrede af is nie. Jy moet begin te dink hoe lyk aftrede. Tree jy af op 55 of op 70, jy moet ten minste al 'n prentjie, die prentjie gaan baie verander, maar jy moet al iets hê om na toe te werk. Wat se lewenstyl beoog jy om te hê, want as jy 'n lewenstyl wil hê waar jy permanent die wêreld gaan toer, wat die ideale lewenstyl is om te hê na aftrede, dan moet jy nou al na jou liggaam begin te kyk, dat jy in goeie shape is teen die tyd wat jy aftrede, dat jy daai lang vliegtuigritte kan cope, ja. Jy moet dan ook nou al begin te spaar, of ten minste planne, beleggingsplanne hê, om daai tipe lewenstyl te kan hê. So mens moet vroeg daai besluite al neem. En dan het ons ook gepraat oor, mens moet begin te dink, wat se bates wil jy in belê, wat se gaanse met die goue eiers wil jy nou al koop, is dit eiendom, is dit anniteite, goud, wat se tipe bates wil jy in belê. Nou vandag praat ons, soos ek sê, bietjie meer oor die emosionele kant van sake, tussen die ore, soos wat Jacques vir my oor gegee het, hierdie kant toe, praat ons oor wat moet jy tussen jou ore reg kry, die 7 goeders wat ek voel jy tussen jou ore moet reg kry, voor jy aftrede kan betree. Nou weer eens, hierdie 7 goeders is nie 7 punte wat jy doen die dag na jy afgetree het nie. Jy moes dan al daar gewees het, en ek dink weer eens, hoe vroeër mense in jou lewe aan hierdie tipe goeders begin te dink, hoe beter is dit vir jou aftree dag. Nou die eerste ding wat ek hierso genoem het, en hierdie 7 goeders is, kyk, ek kan nou nie praat van my ervaring van aftrede af nie, want obviously is ek nog ver daarvan af, maar tog het ek op 'n baie gereelde basis in my werk te doen met mense wat pas afgetree is, mense wat al 'n paar jaar afgetree is, en mense wat aftrede nou begin te jou pa, nee, is nou in Precies, dit is 'n baie naby voorbeeld wat ek op hierdie stadium het, is daai emosies nou amper die jaar voor aftrede, en dit is nou al minder as 'n jaar van aftrede af, so, en die gesprekke wat hy nou ewe skielik begin te hê. So die eerste ding is juis om daai gesprekke te hê, is praat met jou familie en jou gades wat jou planne is. Dit help nie, die tannie dink sy gaan in Mosselbaai aftree, en jy wil dalk langs Wild Waters in Boksburg aftree. Dit is appels met appels, né? Ja, almal sê die idee van 'n seevakansie is nie dieselfde. Maar in elk geval, so is belangrik dat almal wat betrokke is, die minste dieselfde idee het. Dit is ook, as jy by jou kinders wil intrek na aftrede, is dit relatief belangrik dat hulle dit moet weet voor die tyd. Jy kan nie... Daddy, goeie nuus, oupa's hier. Eendag stop hulle net daar met die volle met die tas op die dak. Hier is ons nou. So dit is belangrik om daai oop kommunikasie van vroeg af te hê. Ek meen, ek en my vrou kan nou al begin 'n idee te skep waar wil ons aftree, en dan kan mens potensieel nou al kyk vir eiendom, sou mens wou, in daai area, want jy kan lank voor die tyd hierdie goeders, en as dit nie so uitwerk nie, dan moet jy net seker maak die deal wat jy gekry het is goed genoeg, dat jy nie spyt is het om gekoop nie, is nog steeds dan 'n belegging. Ja, so jy moet nie emosionele besluit maak, jy praat nie juist oor emosies, so sê, ja, dis wat ek wil hê, en ek investeer in my toekoms, maar ek doen dit met 'n berekening. Ja, jy wil nie jou toekoms opneek as gevolg van 'n finansiëel nou met 'n emosionele besluit nie. Ja, want jy dalk nou 'n huisie by die see gekoop, want dis wat jy dink jy wil gaan aftree, en dan besef jy, maar eintlik is jy 'n bosmens. Ja, of jy met jou 40-jarige mindset,
koop jy nou daai huisie by die see, want jy wil daar aftree oor 30 jaar. Oor 30 jaar as jy gaan aftree, kom jy agter, daar's nie 'n hospitaal naby nie. Die ding het 3 stelle trappe. Mens moet ook mooi daaraan dink. En jy is daar oor 'n Desember, wanneer daar baie mense is. Nou, as jy aftree, is dit so eensame dorpie. Daar's eintlik niemand om mee te praat of om mee sosiaal te wees wanneer dit nie vakansietyd is nie. So is bietjie daar's nie ou mense ding om te doen soos bingo en rolbal en daai, jy weet, daai tipe goed nie. Jy kan ook net so lank op die strand loop, maar die tannie wil nie meer ijskaats nie. So nou dat ons kan, die volgende ene is om realisties en daar moet jy nou al half besluit wat wil jy, wat se lewenstyl wil jy hê, maar nader aan aftrede tyd moet jy realisties wees oor jou finansiële omstandighede op daai stadium en daarvolgens beplan. Nou, ek het onlangs nogals ook binne in die familie 'n situasie gesien waar oom het aftrede nou geapproach, hy het nou afgetree, maar hy het gesien daar is nie genoeg om 'n hoë lewensstandaard te hê nie. So alhoewel mense altyd dan voel jy moes bietjie meer gespaar het toe jy tyd gehad het, was dit vir my nice om te sien hoe realisties hy was oor die feit dat daar nie heeltemal genoeg voorsiening gemaak was nie. So hy het die huis verkoop, want hy is nog baie fiks en sy vrou is bietjie jonger as hy, so hy het die huis verkoop, 'n lekker karavaan gekoop en nou toer hulle, maar hulle doen dit op 'n budget. So hulle sal nou 'n maand lank Richards Bay toe gaan nie in die Porsche vakansie, hulle gaan kamp in daai plekkies waar die mense plantjies om hulle karavaan plant. / bly daar. Ja, want dit is die goedkoper opsie, maar nou is jy vir 'n maand in Richards Bay en jy kan die omgewing geniet en vir 'n baie goedkoop premie. Nou hou hy die bulk van sy aftree geld, wat nog kan rente loop, sodat wanneer hy op die ouderdom kom waar hy dit nie meer kan doen nie, dan het hy daarom nog van sy geld, hy preserve daai geld basies vir wanneer hy regtig dit nodig het en nie meer kan toer nie. Ons familie het vriende, die oom en tannie het hulle ook al huis verkoop, toe begin hulle so toer koop vir hulle, soos ek dink hulle het vir die off-road trailer gekoop en 'n SUV, begin hulle so toer en toe kom hulle af op iemand wat hulle strandhuis staan 11 maande 'n jaar leeg en hulle betaal hulle soos, ek dink dit peanuts, whatever dit is, om in die strandhuis. Dan maak hulle 'n kraak. Ja, as dit peak season is, moet hulle uit, kom hulle weer terug, maar hulle het 'n flippin nice huis op die strand, en ek weet, dit is ook ek flippin slim, ek dink, weet nie, so opsiet nie. En net so te loop, so ek wil net daar vanaf aansluit, dit is die geval, nee. Ons het, Christa het ons nou die familiehuis aan Hartenbos, en daai ding hier vir peanuts uit. Net laat die Desember is jy om nou, en ek bedoel, jy moet die keuse maak. Dus of jy het 'n heater in, of jy speel die Airbnb game, wil ek sê. Maar dis absurd, wat as jy 'n heater insit vir 'n jaar, is peanuts. In Desember per aand, soos in die res van die jaar per maand. Ja, is baie, dis verseker, is crazy, maar ja. Dan die volgende punt, en hierdie is vir my amper een van die belangrikstes, is jy moet amper proaktief besluit wat jou nuwe identiteit gaan wees. Want die dag wat jy bedank of aftree, word jy gestroop van titels en van baie mag, baie dikwels. En 'n groot deel van jou identiteit is rondom jou werk en jou posisie wat jy het. Jy's 'n has-been. Ja, jy's nou 'n has-been. Jy kan altyd aanhou vir mense vertel, ek was altyd die uitvoerende direkteur. Vester dit. Van die cupcake stalletjie by die boere, maar of wat ook, maar ewe skielik het jy nou nie meer, jy is nou my gerus meneer. Ja, jy's nou net nog 'n pensionaris. En nou moet jy 'n nuwe identiteit vir jouself skep. Wat se pensionaris is jy? Is jy die oom wat altyd in sy draftekkies is en fiks bly, of is jy nou die persoon wat op die stoep sit en moan en 'n nuisance amper vir baie mense is? So dit moet jy proaktief besluit. Waar sien jy jouself en wat se identiteit wil jy inneem? Ja, ek sien altyd daai is nou die tekkies, gebruik jy die suurstof tot jou voordeel of is jy 'n suurstofdief? Yes. Ja.
Presies. En dit kom actually pas mooi in by my volgende punt. Ek dink jy kyk hierso op my laptop. Hou op. Op afkyk. Die volgende ene is, jy kort altyd 'n rede. En deel van ons rede, die 4 van ons wat nou hier sit is al 4 het kinders, so dit bring rede vir jou, jy moet opstaan, jy moet wakker bly, wakker in jou kop, jy moet fiks bly, want jy doen dit vir die kinders, jy moet opstaan in die oggende, want jy moet werk toe gaan, jy het baie rolle om te vervul, jy is die baas by die werk, of wat ook al, en jy moet vir hierdie mense die hele tyd operate, maar die oomblik as jy aftree, verloor baie mense hulle rede om in die oggende op te staan, hulle rede om actually 'n vol dag te hê, en sodra jy daai rede verloor, is dit ou mens depressie wat baie keer gebeur, en dan raak die lewe net 'n slep. Nou, ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n ouer persoon, dink as ek nou moet skat, hy seker so middel 70s, baie geleerde persoon, baie op en wakker, fiks persoon, en ons het so 'n bietjie gesels, en ek kan nie eens onthou hoe dit op die topic gekom nie. Toe praat ons van die gebou daar op de Willeboa, dis 'n Sharemax gebou wat so halfpad gebou is, en ja, daai groot mall wat toe, ek wil sê 70% voltooi is en toe net gestop is. So dis honderde miljoene rande wat daar staan en net agteruit gaan. En ek het toe 'n paar idees sommige gelig wat ek dink nou nice sou gewees het as mense dit met daai gebou nou kon doen. En die oom sê toe vir my, weet jy wat sou ek met daai gebou, ek het ook al na daai gebou gekyk en gedink wat ek daarmee sou doen. En ek sou dit 'n werkplek vir ou mense gemaak het, om al daai ervaring en kennis wat daai mense het, in een werkplek te sit. En dit het net soveel sin gemaak. Gryskrag. Yes, ek het ook nogals gedink aan die gryskrag. Ek weet nie baie van af, maar ek het nogal gedink dit is daai mense is op die piek van hulle kennis. Gaan net 'n sweatshop daar kan hardloop nie. Ons praat nie oor die idees wat ek gehad het, ons praat oor die oom se idees. Daar gaan 'n aircon in wees. Ja. In elk geval, so die punt wat ek wil maak is, deel jou kennis. As jy in aftrede is, en veral as jy in 'n halfe spesialist posisie was, of 'n posisie waar jy baie kennis, gee 'n bietjie terug vir die mense. Jy kan nog baie beteken vir ons land en vir die produktiwiteit van ons besighede. So dit is dan nou punt nommer 4 gewees, is jy kort rede. En jou kennis te deel is altyd 'n lekker rede om op te staan en 'n gelukkige laaste kwart van jou lewe te hê. Ek weet dit is 'n bietjie cheesy, maar soos dryf, die woord dryf kan mos wees of jy dryf vorentoe of jy dryf net in die water. Yes. Bietjie soos dit. Ja. Moenie net 'n flouter wees nie. Yes. Ja. En ek voel as jy aanhou deel, dan sal jy nie 'n floutertjie wees nie, dan sal jy nog 'n solid 3 kilogram kan dra. Dan my 5de punt van die 7 punte is om nog steeds doelwitte te hê. In ons samelewing word jy van, ek wou nou sê jou hele werkslewe, maar eintlik jou hele lewe, tot en met aftrede toe, het jy die hele tyd doelwitte. Wanneer jy op skool is daar doelwitte vir die punte wat jy wil hê, die sportspan waarin jy wil speel, daar's altyd doelwitte. As jy klaar is met skool, as jy die sakewêreld ingaan, daar's altyd doelwitte. En ons hele lewe word gedryf deur hierdie doelwitte. En die slegste ding wat jy kan doen is, as jy die dag besluit om af te tree, is om nie meer doelwitte te hê nie.
Ja, ek dink dat dadelik in die derde oomie sy doelwit is om vroeg op te staan. ja, om sy wekker te stel. Nee, dit is also incentive. Dis nou as jy 'n doelwit het en jy moet ons nou daai feedback loop hê van weet ons nou achievement. Hy gaan dit dadelik weet dat is onmiddellike wen. ja. So was. Obviously. Maar wat het jy bedoel met sal iemand hê? Ek wil nou net sê nou sit jy met 'n blank canvas. Ja. Jy kan nou jou doelwitte gaan uitdink. Eerstens gaan jy finansiële doelwitte moet stel. As ek hierdie jaar 'n X hoeveelheid geld kan spaar, dan kan ek volgende jaar vir die kinders, want dis nou die nuwe ding is die kinders is meeste van die tyd nie meer in die land nie. Dan kan ek volgende jaar Kanada toe gaan om vir die kinders te gaan kuier. My doelwit vir die volgende jaar is om al 9 provinsies te gaan besoek. Of 10 nuwe klein dorpies wat ek nog nooit in was nie te gaan besoek. Dit kan klein doelwitte wees. As jy betrokke is by 'n organisasie, kan jou doelwitte in daai organisasie wees of Ek wil net daarby aansluit. Jy praat nou van daai ek het 'n praktiese voorbeeld in die dat ek my neef verlede jaar gesels is my oom Jan wat oorlede is. Een van die foute wat hy gemaak, so hy het vroeg al gaan aftree. Hy's 'n suksesvolle entrepreneur en hy's vroeg 90 al Hartenbos toe. En hy het begin paniekie raak. Dink ek 20 jaar later want hy het gedink sy geld gaan uithardloop. Jy weet, want ek dink hy's op 86 oorlede. Maar Jan sê wat hy nie gedoen het nie, hy het nooit gegaan en met adviseur gepraat wat net die geld 'n bietjie kon rondskuif en hy kon beter, so maklik soos dit. Net die geld skuif, beter rentekoerse, stress hy geld bietjie met 'n extra 15 jaar. Hy sê dit, en dis wat na die tyd sy pa dood is, hy sê hy het begin agterkom, hy dink hy het gestres geraak. En toe hy nou die ding sien en hy sien die geld en hy sê en daar sy ma, sy leef soos 'n koning, toe hy die geld uit 'n bietjie rondskuif en sy het nie die geld uitoorleef nie. Jy weet, maar omdat jy nou nie met die experts gaan praat. Ek het 'n soortgelyke storie onlangs gehoor en dit was by 'n baie goeie adviseur wat ek en Maree baie goed ken. En hy het die storie ook vertel van 'n ou oom en die tannie wat ook bang was om uit geld uit te hardloop en die oom het 'n paar goedes van die tannie nie regtig, sy het niks nie, so as hy doodgaan dan moet hy seker maak dat sy kan leef en hy was ook in daai paniek gewees. En toe hy nou hierdie spesifieke adviseur gaan sien en net oordat hulle alles bespreek het, alles in plek gesit het, geanalyseer het tot in die diepste vlak in verskillende scenario's en presies, ja, klop scenario's afgespeel en in elke liewe scenario het hy survive met sy geld. En toe, imagine die verligting wat jy nou het om te sien, herder, maar nou kan ons actually bietjie gaan toer. Ek dink dis wat hulle toe nou gedoen het. Ja, toe kon hulle op vakansie. Dis soos daai Shoprite advertensie waar jy by die til kom en jy kan terughardloop vir die toy. Ja, want die nou 'n bietjie meer geld of dit was goedkoper as wat ek gedink het. In elk geval so dit is dan nou my 5de punt gewees is om doelwitte te stel nog steeds. Mag ek tog net daar aanvul, ek wil net aanmoedig, ek dink dit is 'n baie goeie plek in jou lewe om juis ook bietjie anders oor doelwitte te dink. Ek dink mense is materialisties gedryf tot op daai punt, want jy wil hierdie ek is okay, ons is okay gevoel hê. Maar dis dalk ook juis die tyd van die lewe om te transition. Ek het gesien toe my ma terminaal siek was, en met ander mense ook wat hierdie selfde gaan, is hulle raak baie meer inwardly focused, want die dood is voor die deur, en dit, ek is nie morbid nie, dit is 'n feit en die statistiek wat jy wil op my notas. Okay, en ja, jou doelwitte moet omvattend wees. Ek dink dit is tyd om by familie uit te kom waar jy dalk jare te besig was, vriende met wie jy kontak verloor, maak kontak met hulle, en geestelik, jy weet, maak seker jy het regtig vrede in jou hart, en dat dit is iets waarmee jy behoorlik kan deel, en dit laat my dink oor vergifnis wat Jacques van ons gestuur het, so jy kan al die mense gaan kry dat hulle jou weet vergeef. Almal kan uiteindelik jammer sê. Ek wil al vergewe. Ja, sê vir my jammer. Sê vir my jammer. Ek wil jou vergewe, sê vir my jammer. Dit bring ons dan op die die 6de en tweede laaste punt, is om jy moet bietjie devil's advocate op jou eie lewe speel, en jy moet bietjie 'n worst case scenario
prentjie gaan skets en dan moet jy vrede maak met daai worst case scenario. My pa gebruik hierdie sê ding baie en hy sê hulle is besig om in ons woud te kap. So die mense, jy gaan meeste van die familiesamekomste wat jy gaan hê in aftrede gaan op 'n begrafnis wees. So maak vrede met daai goeders. Dit is deel van jou realiteit. Dit gaan meer gebeur. Jy kan of daaroor gaan huil en morbied wees, of jy kan sê dis hoe die lewe werk, dis hoe hy ontwerp is om te werk. Kom ons gebruik elke geleentheid ten minste om ons familie te sien en die lekker broodjies te geniet. En iemand se lewe te celebrate wat saam met ons hierso was vir die journey. So met sy dood kry jy 'n broodjie. Yes. Met sy dood kry jy brood. En dit is die lekkerste eiertjies wat ek al ooit geëet het, is daai halwe eiertjies met die mayonaise binnekant, nee. En jy kry daai sit net op 'n begraf. Jy weet maar jy sit nou so praat van ek nou jy's nou nie morbied met pa en my ma se begrafnis. So is daar in Parys begrawe. En ek sit nou toe jy nou praat daarvan van begrafnis en ek sit terugdink en die lekkerste ding was om my familie na die tyd te sien in die kos. Ja, dit is hierdie lekker, Maar is daar kan nou lekker hartseer gedagte. Besigheidsgeleentheid vir enige begrafnisondernemer. Weet dit troue is so goed so hoe lekker jy geker, hoe lekker jy geëet, jy onthou dit. So die begrafnis moet ook eintlik wees hoe lekker jy geker, lekker geëet. So maak seker die catering is lekker. Ja. En ek dink vir daai oomblik wat dit so lekker maak met die familie is almal is half in tune op daai stadium. Almal is daar vir dieselfde rede. Daar's nie verskille. Almal 'n bietjie perspektief. Nee, so 'n bietjie vroomlik is almal terug na realiteit toe. Almal oor almal om op daai stadium. Dit bring mense bymekaar. En dit is hoe mense dit moet sien as jy in aftrede is. Dit bring mense bymekaar. Dit gaan gebeur met mense naby aan jou gebeur. Jy moet daai worst case goedjies na gaan kyk, vrede daarmee maak. 'n Ander voorbeeld is natuurlik jy kan in die middel van jou aftrede kan jy jou aftrede tot op die sent beplan het en daar kom 'n COVID scenario en die mark val en jou geldjies word heel wat minder. Ja, vir die inflasie wat ons sien. Ja, sulke goeders kan gebeur. Jy moet besluit, hoe gaan ek so setback hanteer? Hopelik is jou geld belê in aftrede op 'n plek waar suits dit nie te veel sal affekteer nie, maar maak vrede met daai worst case scenario en gaan aan. So, dan het ek besluit die 7de en die laaste punt vir die mindset reg kry, en hierdie is die heel belangrikste een, en ek het hom doelbewus heel laaste gesit, is hê 'n positiewe mindset. Hê 'n positiewe uitkyk op die lewe, anders gaan daai 'n lang aftrede wees. Ek dink, party mense wat so negatief is, wanneer hulle klaar afgetree is, hulle word gestraf, hulle word baie oud. Jy wil mos negatief wees, nou gaan jy vir jare negatief wees. So mens kry, as jy kyk na afgetree mense, jy kry twee verskillendes. Jy kry daai wat net, hulle bly worth it, hulle is elke oggend vroeg op, hulle is positief, hulle help ander mense, en jy kry daai wat op die stoep sit en oor hulle stoel gaan moan. So dit is die tipe. En dan het ek 'n quote waarmee ek wil afsluit, en dis 'n quote deur iemand wat alreeds stok oud geword het in jare, maar nog jonk is in gees, Clint Eastwood. En hulle het een keer vir Clint Eastwood gevra, hoe bly jy so jonk? Hoekom verouder jy nie? En toe het hy gesê, I don't let the old man in. So hy weier dat ouderdom hom plat trek. Hy weier dat hy ou man inkom en 'n impak op sy lewe het. In sy kop, sy identiteit is om 'n jong mens te wees en om nog die energievlakke te hê. En dit is my 7 punte. Waaraan mens van nou af kan begin te dink, maar veral wanneer mens aftrede begin te approach. Baie nice, dankie. Dankie Boes. Is poeties. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com.
teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.